Numeri 13, bevel om 12 manne te stuur om Kanaan te bespied. En die Here het met Moses gespreek en gesê, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle 1 man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. En Moses het hulle uitgestuur uit die woestyn Paran, volgens die bevel van die Here. Hulle almal manne wat hoofde was van die kinders van Israel, en dit is hulle name, van die stam van Reuben, Samua, die seun van Sakur, van die stam van Simeon, Safat, die seun van Hori, van die stam van Juda, Caleb, die seun van Jefune, van die stam van Issachar, Jegiel, die seun van Josef, van die stam van Ephraim, Hosea, die seun van Nun, van die stam van Benjamin, Palti, die seun van Rafu, van die stam van Sebulon, Gadeel, die seun van Sodi, van die stam van Josef, vir die stam van Manasse, Gadi, die seun van Susi, van die stam van Dan, Amiel, die seun van Gemali, van die stam van Aser, Setur, die seun van Michael, van die stam van Naftali, Nachbi, die seun van Wofsi, van die stam van Gad, Gioel, die seun van Magi. Dit is die name van die manne wat Moses gestuur het om die land te verken, en Moses het Hosea die seun van Nun, Josua genoem. En Moses het hulle gestuur om die land Kanaan te verken, en vir hulle gesê, trek hier in die suidland op, en beklim die gebergte, en bekyk die land, hoe dit is, en die volk wat daarin woon, of dit sterk of swak, of dit min of baie is, en hoe die land is waar hulle inwoon, of dit goed of sleg is, en hoe die stede is waar hulle inwoon, laars of vestings, ook hoe die land is, of dit vet of skraal is, of daar bome in is, of nie, en wees dapper, en bring van die vrugte van die land saam. Dit was toe die tyd van die eerste druiwe, en hulle het opgetrek en die land verken, van die woestyn Sinaf tot by Rehob, na die ingang van Hamat. Hulle het in die suidland opgetrek en tot by Hebron gekom, en daar was Ahiman, Sesai en Talmai, die kinders van die Enakiete, en Hebron is 7 jaar voor Soan in Egipte gebou. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom, en daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny, en 2 het dit aan 'n draagstok gedra, ook van die granate en van die vye. Die plek het hulle die dal Eskol genoem, vanweë die tros wat die kinders van Israel daar afgesny het. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran, in Kades, en hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen U ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en Amoriete woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan die slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, van reëse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë,
So was ons ook in hulle oë.